Ons gaan opstaan en ons gaan sing. Ek is koud vanmôre, maar as jy begin dans, dan gaan jy warm. Prys sy naam, halleluja. Ek wil verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die selfs as ek struikel en in berouw, sal hy vergewe, hy bly getrou. Dit is my lofsang, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my lofsang, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Is sy nie wonderbaar, wonderbaar? Is sy nie wonderbaar, wonderbaar? Ek gesien, ek gehoor wat geskryf staan in sy woord. Is sy nie wonderbaar, wonderbaar? Ja, hy is wonderbaar, wonderbaar. Ja, hy is wonderbaar, wonderbaar. Jesus
Oh, glad and gay when I was born again. Glad and gay when I was born again. Glad and gay when I was born again. It was a glad day when I was born again. The sin I used to do, I do them nevermore. The sin I used to do, I do them nevermore. The sin I used to do, I do them nevermore. It was a glad day I was born again. Oh, glad day when I was born again. Glad day when I was born again. Glad day when I was born again. It was a glad day when I was born again. The sin I used to do, I do them nevermore. The sin I used to do, I do them nevermore. The sin I used to do, I do them nevermore. It was a glad day when I was born again. Was the sin I used to do, I do them nevermore. The sin I used to do, I do them nevermore. The sin I used to do, I do them nevermore. It was a glad day when I was born again. Help the yellow with the pink. Help the yellow with the pink. Help the yellow with the pink. Pieces. Help the yellow with the pink. Help the yellow with the pink. Help the yellow with the pink.
Jy het vanmôre sê, Here, net waar U lei, gaan ek gaan. Dan kan ons nooit 'n fout maak nie. Ek vra die om my te lei op 'n berg in 'n vallei. Hy sê toe jou, ek sal
dank Heere vanmorgen dat wij voorrecht om u te aanbid, Heere. O Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. O Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Sloof je vanmorgen, Heer Jesus. Sprijs je vanmorgen, Heer. Lofwaardig is je vanmorgen, Heer Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. We come in your glory, Lord. Fill this place. We come in your glory, Lord. Fill
ons in hierdie atmosfeer van aanbidding is, jy moet vanmôre net vir 'n oomblik daar waar jy staan. U begeerte, waarom u vanmôre die tyd uitgekoop het om hier te wees. Ek wil jy met vanmôre vir 'n oomblik vergeet wat alles verkeerd kon geloop het, wat jy probeer weerhou het om vanmôre in die huis van die Here te wees. Ek wil jy met van alles vergeet vanmôre. Ek wil jy met vanmôre gefokus wees, wat is jou begeerte vanmôre? Hoekom jy nog steeds na die huis van die Here opgetrek het. Maak dit vanmôre in die Here bekend. Here, ek het hierdie tyd uitgekoop vir die volgende rede. En dan sê jy vanmôre vir die Here daar waar jy staan, hoekom het jy vanmôre die tyd uitgekoop? Wat is jou verlange vanmôre? Wanneer jy verlang om deur die Gees van die Here aangeraak te word. Wat is jou verlange? En Vader, in hierdie atmosfeer ons vir dankie sê dat ons vanmôre met blydskap kon opkom na die huis van die Here. Met 'n verlange kon opkom na die huis van die Here. Om te kan hoor waar die Gees van die Here met ons môre wil spreek. Amen. Jy kan die sitplek in. Jy kan die woord sal oopmaak by Markus 2 vers 1 tot 12 wat vanmôre se skrifgedeelte gaan wees. Kan die woord intussen begin oopmaak by Markus 2 vers 1 tot 12. Of jy baie welkom sê vanmôre in die huis van die Here. Dit is goed om in die huis van die Here te wees. Dit is goed om groot te word in die huis van die Here. Dit is goed om op te groei in die huis van die Here. En dit is goed om geanker te wees in Jesus terwyl jy optrek na die huis van die Here. Want dit moet die rede wees hoekom jy vanmôre hier is. My boodskap vandag, plek van ontmoeting. Plek van ontmoeting. Die uitbeelding in daardie prentjie is waar Christus letterlik die nagmaal telkies opneem nadat die nagmaal geneem is en die kerk vandag gaan of Jesus in dit alles ervaar en 'n ontmoeting met die Here hê of die Here gaan ongesien so hier verbystap. En ek wil vanmôre met u stil staan rondom hierdie aspek van plek van ontmoeting. Daar's 'n paar dinge wat u met u moed saamneem uit vanoggend se boodskap. Eerstens, hoe ver is u bereid om deur te breek om Jesus te ontmoet? Hoe ver is u persoonlik bereid om deur te breek om Jesus te ontmoet? Tweedens, nie almal in hierdie lewe gaan jou liefde vir Jesus verstaan nie. Nie almal in hierdie lewe gaan jou liefde vir Jesus verstaan nie. En derdens, jou verlang om hom werklik te ontmoet, bring jou van aangesig tot aangesig met hom. Jou verlange om hom werklik te ontmoet. Amos 4 vers 12, die B-gedeelte, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons môre u woord kan aanhoor, dat u woord vanmôre vir ons brood op ons lewenspad is, dat u die water is waarvan ons drink en waarvan ons nooit weer dors word nie. En in hierdie oomblik weet ons dat daar is in ons hart 'n verlange om dieper in te gaan. Sommige van ons môre, Here, is enkel diepte besig om in die stroom in te beweeg van om nader en dieper met u te gaan. Van ons volgens staan al kniediepte, ander staan al heupdiepte. En dankie Here vir die wat reeds besig is om te swem in u heerlikheid en te sê, met Jesus gaan ek oor na die ander kant, na die plek van belofte. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.
Plek van ontmoeting. Markus 2 vers 1 tot 2. En na 'n paar dae het hy, dis Jesus Christus, die Seun van God, weer in Kapernaum gekom en die mense het gehoor dat hy in die huis was. En dadelik het baie saamgekom sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. En hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. En daar kom mense na hom met 'n verlamde man wat deur 4 gedra word. 4 mense dra hierdie verlamde se draagbaar waarmee hy aangedra word na hierdie plek waar Jesus Christus besig is om die mens in hierdie huis met die woord te bedien. En toe hulle vanweer die skare nie naby hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was. En nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die bed waar die verlamde op lê laat afsak. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Seun, jou sondes is jou vergewe." En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer: "Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God?" En Jesus het dadelik in sy gees gebeur dat hulle by hulle self so redeneer, en hy sê vir hulle: "Wat redeneer julle oor hierdie dinge in julle hart? Wat is makliker? Wat is makliker? Om vir die verlamde te sê, die sonde is jou vergewe, of om te sê, staan op en neem jou bed op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het op aarde om sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man: Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En dadelik staan hy op en neem sy bed op en gaan voor die oë van almal uit, sodat almal verbaas was en God verheerlik en sê: so iets het ons nog nooit gesien nie. Plek van ontmoeting. Daar's 'n paar dinge wat vir my in hierdie verhaal uitstaan as ek by die gedagte kom van 'n plek van ontmoeting. Maar ek wil eers vir julle 'n prentjie skep dat u kan verstaan wat dit is om 'n plek van ontmoeting te beleef en te kan verstaan. Ek sien in hierdie tyd waarin ons lewe dat baie mense moet oor see gaan om te gaan werk, om brood in die huis in te bring. En sommige van daardie mense wat, ek wil amper sê, vlugte neem om uit die land uit te vlieg na ander lande toe, om daar te gaan werk, soms vir 'n jaar, miskien 6 maande, soms is jy so bevoorreg om net vir 4 maande weg te wees. Maar dan sien ek altyd hierdie prentjie van die dag wanneer daardie geliefde weer terugkom. Hoe die familie op die lughawe gaan staan, met bordjies: welkom terug. Welkom by die huis, papa. Welkom by die huis, my seun. Welkom by die huis, my dogter. Daar's 'n verlange wat reeds 'n paar dae voordat hulle na die lughawe toe gaan, is daar 'n verlange om hierdie oomblik van ontmoeting, hierdie oomblik van wanneer hulle weer daai geliefde teen die roltrap sal sien afkom uit die terminaal waaruit hulle dan hulle bagasie afgehaal het, en dan kom dit daar die roltrap af, en hier in die onderpunt staan die familie en wag. Ek sien daar die ontmoeting, daai plek van ontmoeting, daar die terminaalsaal wat gepak is met mense wat verlang om weer die geliefde te sien, om te arriveer, sodat daar weer 'n ontmoeting kan wees, dat daar weer 'n omhelsing kan wees, dat daar kan sê: wie wat, ek het so uitgesien na hierdie dag. Ek het so uitgesien na hierdie dag om jou te kan sien. Ons het verlang. Al maak die tegnologie dit vir ons maklik om met mekaar te Zoom meetings te kan hê, en al maak die tegnologie dit maklik om, vroeër jare was dit Skype, ek sien mense beweeg meer vandag in Zoom in, en selfs al het jy daardie video calls wat jy maak, WhatsApp, en jy praat met mekaar, dis nie dieselfde as om daar by daai lughawe te staan en te weet, binne die volgende paar minute gaan ek my geliefde se arms voel, gaan ek sy oë sien, gaan hy my oë sien, gaan daar 'n oomblik van ontmoeting wees, daar's 'n plek
plek van ontmoeting. En dit is wat ek vanmôre wil vir u sê. Ek en u kan vanmôre in hierdie diens sit en ons kan van Jesus hoor. Ons kan van hom hoor, ons kan van sy getuienisse hoor wat uit mense se mond uitkom, van hoe groot God vir my en vir jou was, wat hy al vir jou in my lewe gedoen het. Maar jou getuienis is net woorde uit jou mond uit wat vir iemand anderste van Jesus vertel. Daar is niks mooier en groter as daardie oomblik wat binnekort gaan aanbreek, wat ons met ons hele hart profeties glo, waar ons Jesus persoonlik self van aangesig tot aangesig gaan sien. Daardie oomblik net soos by die lughawe, wanneer ek nie meer net op WhatsApp of wanneer iemand vir jou vra, wanneer laas het jy met daardie seun van jou gepraat, wanneer laas het jy met jou ma of pa of boetie of sussie wat oor see werk gepraat, wanneer laas het jy met hulle gepraat en dan deel jy die blokkies nuus en dan vra hulle, hoe gaan dit met hom en jy deel blokkies nuus en jy kan self sê, weet jy wat, ek onthou my kind voor my groot geword het en skielik het die tyd verby gevlieg en nou sit hy oor see ver van my af. En baie van u selfs wat vanmôre hier sit, dis nie eens so ver soos oor see nie. Jou kinders gaan na die huis uit. Hulle gaan aan met hulle eie lewens. En daai verlange om net bietjie te kan gaan vakansie hou by hulle. Net in die voertuig te kan klim en uit jou eie bedrywige, woelige, ek wil amper sê, vasgevangde program te kan losbreek vir 'n paar dae om net weer by jou ma of pa of boetie of sussie of seun of dogter te kan gaan kuier. Dis anderste. Ek onthou so rukkie terug, toe ek voorreg om 'n videoklip te sien waar ouma Makkie by haar seun gaan kuier het en hy sit so in die sitkamer en dis soos ek neem aan dit is sy suster, ouma Makkie se dogter of sy vrou wat hier by die deur gestaan het, en hy kon nie glo, sy ma is in die huis nie. En hy sê vir mamma is hier. Hy sê hy kan dit nie glo nie. Tot hy omdraai in die video en hy sien vir ouma Makkie by die deur inkom, en toe spring hy op. En hy hardloop na toe en dit is vermoedelik asof hy haar so vasvat, en hy kan nie glo sy ma staan nie voor hom nie. Hy het hom geraak, sy het hom geraak, maar hy kan nog steeds nie glo sy ma staan nie voor hom nie. En ek dink dit is hoe ons daardie dag, ons praat van Jesus se koms. Ons praat van dat ons geloof is soos 'n mosterdsaadjie wat in ons binneste geval het en wat begin stadig opgroei tot iets wat kragtig binne in ons is. Ons glo met ons hele hart dat Jesus Christus is op pad. Maar tog leef ons in ons gewone beplanninge asof dit nie regtig strook met wat ons sê nie. Ons glo Jesus is op pad. Ons glo die Here se koms is naby. Ons praat profeties. Ons gaan kyk op YouTube na profetiese bewyse en ons kyk na wat in die Midde-Ooste aangaan. Ons kyk na al hierdie dinge en ons begin mekaar opgewonde maak. Dis nie meer lank nie, dan gaan ons huis toe. Dit kan net nie meer lank wees nie, want die profetiese seisoen spreek daarvan. Maar tog draai ons om en ons gaan aan met ons verkeerde dinge. Nie altyd die regte dinge nie. Want ek wil vir julle sê, verkeerde dinge vanmôre is nie noodwendig sonde wat ek opsetlik gaan doen nie. Ek praat van verkeerde dinge kan wees, ek stap uit by daardie deur en ek sê, ek leef vir Jesus en dan volgende oomblik, dan gee ek nie meer om wat ek met my woorde vir iemand anders te sê by my werksplek nie. Ek word kwaad vir iemand op die pad waar ek ry en daar's padwoede wat uitbreek. Ons land is 'n plek van padwoede. Ons word 'n land wat padwoede daagliks net deel word van die samelewing. Mense het geen respek meer vir mekaar nie. Mense het geen liefde meer vir mekaar nie. Dis asof jy partykeer in iemand se pad is, net om op die pad te wees, om na jou eie destinasie toe te gaan. Wat soek jy op die pad? Ons word ongeduldig as ons ry en ons is haastig om by die plek te kom en iemand kan 'n verraggies hier in die vinnige baan 40 km/h ry. Ken hulle dan nou nie die padordonnansie wat sê dat as jy stadig ry moet jy in die linkerkant se baan ry, sodat ons wat nou wil vinnig wees in die regterkant se baan kan vinnig verbygaan. Waarvoor moet jy nou hier in die vinnige baan so stadig ry? Ons is ongeduldig met mekaar. Maar terselfdertyd praat ons van 'n dag van ontmoeting. Van 'n oomblik wat Jesus ons kom haal.
Maar ze is so ongeduldig. Weet jy hoekom? Die lewe het ons kom kondisioneer. Die lewe het ons kom vat na 'n plek toe, waar jy amper voel ek moet veg vir my bestaansreg. Ek gaan nie toelaat mense op my trap nie. En tog sê ons loop in sy voetspore. Want hy was een wat die kruis as 'n voorbeeld vir my gedra het, toe hy nie 'n woord gesê het nie. Ek dink daardie dag, vir 'n oomblik kom dit net so my gedagtes op. Kan jy vir jouself dink, die Via Dolorosa is gevul met mense en Jesus worstel met al sy krag om sy kruis te dra. En hier kom 'n vinnige persoon wat nou haastig is om van hierdie plek na daai plek te beweeg. En dan moet hierdie skare nou my hele pad blok vanmôre, dat ek nou nie so vinnig by my winkel of my bestemming kan uitkom nie. Ag nee, moet daai ou nou met daai kruis nou vanmôre nou juis my pad kom blok in hierdie Via Dolorosa. Min wetende, die persoon wat daai kruis dra, is sy grootste redding. Is die een wat sy oomblik van verlossing op daardie ruwe kruis dra. Min wetende, dis hier die plek van ontmoeting, waar ek eintlik moet stil word oor die verkeer wat so stadig is, die voetgangers wat vanmôre hierdie hele plek blok, en my maak dat ek nie so haastig by my uitbestemming kan kom nie. En dan gaan ek terug na hierdie toneel toe. Jesus aan huis besig om die woord te verkondig. En hier kom 4 manne. Hulle kom daar by daardie huis aan, hulle kom agter, maar ons gaan nie kan deurkom. Hierdie huis is reeds so vol dat die mense buitekant staan en deur die vensters inkyk om na te kan hoor wat Jesus sê. Maar ons is nie tevrede om hier buite te staan. Ons het gekom met 'n missie. Ons het gekom vandag om 'n plek van ontmoeting te hê. Ons gaan nie tevrede wees om hier buite te staan en net te hoor wat Jesus daar binne sê nie. Ons glo met ons hele hart dat hierdie is vandag die plek van ontmoeting waar hierdie verlamde vriend van ons nie meer verlam gaan wees, hy gaan loop. En hulle klim boop hierdie ander eienaar van 'n ander gebou, van 'n ander huis. Dink net vir 'n oomblik vir jouself in. Dit was jou huis. Jy het nou jou hart oopgemaak, Jesus kan vandag in jou huis en jou sitkamer die sel lei. Hy kan vandag die sel gesprek lei. En jy die voorreg, jy jou beste koppies uitgehaal. Die melkterte staan warm op die rak. Die koeksisters is gepak. Die kondensmelk koffie staan vol. En hier sit Jesus in jou huis. En hy is besig om te teach. En buitekant het van die mense nou al gekom, hulle sit op die stoepe, jy is nogal so gaaf en so vriendelik, jy sit vir 'n kampstoel uit. Jy maak seker hulle sit gemaklik. Kyk, as jy nie meer plek, my huis is maar net so groot. Maar ek sal vir julle kampstoele buite kan sit. Jy sal selfs ekstra stoele gaan leen dat hulle kan sit. En wraggies, terwyl jy nou al hierdie moeite gedoen het, kom hier 4 jong manne aangestap met 'n vriend op 'n draagbaar. Hulle kry jy vir jou lere daar in die buitekamer beet. Hulle sit hom uit in jou dak op. En die volgende oggend begin hulle jou teeldak afbreek die bokant jou. Ga jy happy wees? Weet jy wat? Maak nie saak of jy happy is, daai 4 manne het 'n missie. Vandag het ons 'n plek van ontmoeting. Vandag gaan ons deurbreek. Ons sal môre bekommerd wees oor die skare. Ons sal môre bekommerd wees oor die kwotasie van dit wat ons moet betaal om hierdie dak reg te maak. Maar vandag gaan by ons nie verbygaan nie. Vandag gaan hierdie Jesus ons vriend sien. Vandag gaan ons vriend by hierdie Jesus uitkom. En hulle breek die teeldak af. En tot hierdie teeldak is daar nog 'n kusyn en 'n breek die kusyn oop. En ek sien hoe val die stof op die koeksisters en ek val dit op die wat se melktert en binne in die wat se kondensmelk koffie. Ag, kan hulle maar nie net 'n bietjie net die kos
spaar nie, ons wil allemaal nog ietsie eet na die tyd, en hier skielik, hier word die draagbaar deur die dak laat sak, en ek sien dat Jesus kyk hierna, en hy sien die geloof raak, en hy sien die deursettingsvermoë van die plek van ontmoeting, op daardie oomblik. Ek wil vir jou nou sê, of jy dit like of nie, almal het gekom na Jesus te luister, maar hy is nie meer die fokuspunt nie. Hierdie mense wat dwars deur die dak kom, almal se aandag is by hulle. Of jy is geïrriteerd, of jy is kwaad, of jy dink, joh, maar hierdie manne het 'n dryfkrag, maar niks gaan hulle stop, by Jesus gaan hulle vandag uitkom. Want by die deur kan hulle inkom nie, as te veel mense. Maar ons laat sak ons op in die middel deur. En ek sien iets in dit, wat ek raak sien. En dis die volgende. Daardie oomblik toe daardie draagbaar die grond raak. Toe is Jesus se oog nie meer op die skare nie, maar op die draagbaar wat voor hom gesak word. Is jy vanmôre so erg met jou deurbreek om Jesus te ontmoet, dat jy nie saak het wat die mense sê nie. Jy het nie saak oor wat hulle van jou sê, hoe jy daar kom nie. Jy is so in deurbreek, dat jy ontmoeting met Jesus moet hê, dat jy nie omgee wat jou pa en ma meer daarvan sê nie. Jy gee nie om wat die werksmense daarvan sê nie. Jy gee nie om of hulle jou kritiseer of hulle jou sleg sê nie. Jy het een ding, ek wil met Jesus ontmoeting hê. En dis wat ek vandag gaan bereik, ek gaan 'n ontmoeting met Jesus Christus hê. 'n plek van ontmoeting. Net soos daai wat jy voorberei met jou hart om lughawe toe te gaan, 'n paar dae voor die tyd, dan het jy al reeds daai persoon se gunsteling ete. Kom ons sê daai persoon wat nou terugkom van Amerika, sy gunsteling ete is bobotie. Dan het jy 'n hele bak bobotie net vir hom. Hierdie is Koos se bobotie. Die res van die huisgesin kan hierdie bobotie eet. Maar hierdie is net syne. Want ek het so lang gewag om hom te bederf met sy gunsteling gereg. En net so wag Jesus elke dag vir jou. En vir my. Om sy beste wat hy op Golgotha vir my vir jou gegee het. Jy daarmee te ontmoet en te sê, ek maak jou vry. Ek gee vir jou my beste. Ek gee jou my lewe op Golgotha. Al wat ek verlang van jou is dat jy my arms moet instap en my liefde moet ervaar. Jesus is die een wat by die lughawe wag. Hy is die een wat vir jou wag om huis toe te kom. En wanneer ek en jy met hom ontmoet het, dan is ek en jy weet vanmôre met daardie ontmoeting gevul, is daardie ontmoetingsplek, is ek en jy vanmôre die een wat sê, nou verlang ek na hom, by die terminale van die lewe om op die wolke te kom, sodat ek met hom kan ontmoet, want ek gaan nou huis toe, om val te by Jesus te wees. En in daardie oomblik, terwyl daar die draagbaar voor Jesus op die grond staan, gaan Jesus een stapie verder. As om net aan hom te raak en hom te genees. Hy sê, jong man, jou sondes is vergewe. Hierdie wat jy nou gedoen het aan hierdie man, om sy huis af te breek, is vergewe. Jou sondes is vergewe. Wat ook al jy gedoen het, is vergewe. Want ek sien jou hart raak. Ek sien jou liefde, ek sien jou hanker om my te kan ontmoet raak. En net soos wat daar ook in daardie oomblik, wie is hierdie man om sulke godslasterlike goed te sê, om te sê dat hierdie jong man sy sonde is vergewe. Hoor Jesus ook die stemme wat praat, wie is hy of sy om so sleg te wees en dan nou vandag te sê dat hulle het vir Jesus gevind en nou is hulle hele lewe anders. Ek ken hom man, hy's 'n drug addict man, hy's 'n washout. Ek ken hom as hy's 'n prostituut man. Die hele vereniging ken hom. Nou wil sy sê Jesus het haar lewe verander en Jesus het haar niet gemaak. Wie wat sê Jesus? Jou sondes is vergewe. So maklik, Here?
Sy het vir soveel jare so lewe gelewe, hy het vir soveel jare so lewe gelewe, en Jesus vir na die oomblik kyk na jou deurbreek, jou verlange om 'n ontmoeting met Jesus te hê, en die Here sê na die oomblik met jou verlange, met jou ontmoeting met jy met hom het, sê hy dadelik jou sondes is vergewe. Voordat hy jou nog genees van die emosionele impak van alles wat jy in jou lewe verkeerd gedoen het, voordat hy jou nog genees van enigiets, sê hy jou sondes is vergewe. Die genesing het nog nie plaasgevind nie, die stikkend is nog nie binne, maar onmiddellik vergewe Jesus jou sondes. Onmiddellik bestaan die verlede nie meer nie. Want die oomblik van die plek van ontmoeting begin met volle vergifnis van sondes. Besef jy dat die oomblik as jy met Jesus ontmoeting het, begin dit nie met eers werke nie. Ok, jy het nou by my uitgekom, ek glo jy wil ek met jou vergewe, maar ek wil nie nou vir 10 jaar met jy getrou kerk toe gaan, dan gaan ek, nee, onmiddellik, daar die oomblik, die stof hang nog in die lug, die dak nou net gebreek, jy het daai deurbraak gemaak en ek meen, daai draagbare maskars die grond geraak, en Jesus sê vir jou sondes is vergewe. Nie maak jy sy dak reg nie. Vra eers om verskoning omdat jy die dak gebreek het. Right, jy het om verskoning gevra. Ek wil ook nou net om verskoning vra dat ek nou so ongeruimdheid uit veroorsaak het, skuis aan die einde van die huis, omdat ek nou vandag in jou huis is, nou is jou dak gebreek. Jesus gaan reg verby man. Jou sondes is vergewe. Jy het nie nodig om enigiemand iets te explain nie. Jy het nie nodig om enigiemand iets te verduidelik nie. Maak jy saak hoe jy lewe gelyk het nie. Jy het deurgebreek. Jy het ontmoeting met Jesus en dadelik, onmiddellik vind jy vergifnis. Jou sondes is vergewe. En dan kom al die kritiek. Al die mondjies raak los. Ja, nee, ek kan nou maar nie dink dat die mens wat so verlede het, so maklik net kan sê hy is vergewe of sy is vergewe nie. En weet wat sê Jesus? Ek is die Alfa en die Omega. En my is al die autoriteit om te kan vergeet en te vergewe en nooit daaraan te dink nie. En maak nie saak wat jy van my opinies en nie. Want daardie dag het ook gesê, praat godslasterlik. Om te sê hierdie seun se sondes is vergewe. Hy sê maar sodat jy kan sien dat ek is wie ek is. Staan op. Neem jou bed en gaan huis toe. Sodat jy kan sien wie hierdie Jesus is wat jy ontmoet het. Staan op. Maak 'n omkeer weg van dit wat in jou verlede was. Vat dit wat jou krippel gehou het. Partykeer is die draagbaar wat jy mee gedra word. Jou eie worsteling met jou eie gewete, met jou eie hart. Jy voel jy is nie goed genoeg nie. Jy lê partykeer dalk vandag op 'n, miskien jy weet vanoggend na hierdie YouTube uitsending luister, is dalk op die draagbaar van jou eie krankheid, van jou eie gedagtes, wat jy kan nie glo dat God kan jou vergewe oor wat jy verkeerd gedoen het nie. Die Here sê dis tyd om van hierdie draagbaar, hierdie krankheid op te staan. En ek dank God vir vriende, wat al daar is vir iemand wat op die punt staan om selfmoord te pleeg. Vriende wat sê, moenie man. Jesus het die antwoord vanmôre. Jesus is die antwoord op jou lewe. Al wat jy nodig het is om 'n klein geloofie so groot soos 'n mosterdsaadjie te hê, om te kan opstaan en te kan sê, al moet ek gedra word deur ander se gebede, maar deur gaan ons breek na die plek van ontmoeting toe. Jesus wag vir my daar. Wie weet is my die mooiste. Jesus is nooit te besig om met jou te ontmoet nie. Ek hoor nie dat Jesus vir hulle sê, "Skus, julle ontbreek nou, ek is besig om te preek." Want Jesus was besig om die woord te bring. Julle ontbreek my nou so 'n bietjie, ek is besig om te preek. Ek gaan nou by jou uitkom, jong seun. Lê jy net vir my so 'n bietjie daar, ek net gou my preek klaar preek. Jesus stop dadelik om jy besig is. En hy sê vir hierdie jong man, jou sondes is vergewe.
môre. Hoekom? Hy het deurgebreek. Hy het nie gewag nie. Hy het nie by die skare kom stilstaan en gesê, ag, Here, is soveel vandag wat na die Here kom luister. Die Here, ek gaan nie vandag vir my tyd hê nie. Kom ons probeer weer môre. Kom ons hoor, waar is Jesus môre? Miskien loop hy môre in die straat en dan gaan dit makliker wees om hom uit te kom as hy by jou verbyloop. Kom ons gaan sit jou draagbaar môre, ons kyk by watter pad gaan Jesus verbyloop. Ons sit dus die draagbaar daar langs die pad neer, want hy het al soveel keer die verlamdes langs die paaie opgerig, die blindes genees. Kom ons sit net jou draagbaar langs die pad neer, dan gaan Jesus jou sien môre. Maar vandag is onmoontlik. Jy sien self, my vriend, dat Jesus is besig. Die huis is vol, die huis is buitekant. Nee, my vriend, ons breek deur. Waar is hy leer? Ons gaan vandag Jesus ontmoet. Ons sal môre worry oor die konsekwensies. Ons sal môre die dag kom regmaak. Maar vandag moet ek Jesus ontmoet. En bring my by die volgende gedeelte uit. By die plek van ontmoeting. 1 Korintiërs 1 vers 23 tot 24. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus is die krag van God en die wysheid van God. Ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie deurbraak wat jy deurgebreek het, jy het dwars deur alles gegaan. Jy het deurgebreek, al het omstandighede vir jou gesê, nie nou nie, jy mag nie dit doen nie op hierdie manier nie, gee ek vandag my alles, ek gaan deurbreek tot by, gaan verby 'n struikelblok wees. Verander gaan dit wat jy doen 'n dwaasheid wees. Kom ek sê vir jou, weet wat is vir baie mense dwaasheid, of 'n struikelblok. Die grootste party animal. Die een wat die meeste jokes vertel en die vuilste grappe vertel. Die een wat die meeste bottels kan leeg drink sonder om te val. Die een wat die hooligan op die dansbaan is. Kom op 'n Sondag met 'n lewende God in 'n ontmoeting in 'n diens soos hierdie. Dalk op 'n plek waar daar dalk 'n straatprediker staan en die woorde val op sy ore en daar breek iets binne in daardie persoon wat besef hoe verlore hy sonder God is. En daar in daardie oomblik breek hy deur. Hy gee nie om wat die mense sê nie. En hy val op sy aangesig en sê, "O God, ek is verlore sonder U. Red hierdie sondaar siel." En daardie oomblik word die bande van sonde gebreek vir ewig, word die krag van God se gees gedeponeer in daardie mens se siel. En hy staan op en hy stap maandag by sy werksplek in. En nou stap hy in, hierdie een met hierdie reputasie stap in en hy sê, alles het verander hierdie naweek. Ek is 'n nuwe mens. Die ou mens het Sondag gesterf of Saterdag, waar ook al die ontmoeting was. Die ou mens het gesterf. Hierdie een wat jy nou sien is 'n ander mens. Daardie een is verby. Ag, asseblief, maar ons sal sien hoe lyk dit teen Woensdag. Woensdag kom. Waar is hy? Nee, hy sê mos hy besig. Ag nee, gee hom tot Saterdag man. Wag tot hy dwars word. Dan sien ons hom weer by die parties. Ek wil vanmôre vir julle sê, dis die taal van die wêreld praat. Ek probeer nie die evangelie vanmôre op 'n sinnige manier oordra. Ek wil jy moet hoor hoe die wêreld praat. Dis hoe die wêreld praat. Daai het nie net dag geroep nie, hy was die supplier. Hy het die connections geken. Sorry boys, ek kan julle nie meer supply nie, ek het by Jesus uitgekom. Nee, wag tot jy weer, wag tot jy hy driving kry. Jesus breek die krywings. Jy hoef nie kolterkie te gaan nie, Jesus maak genees onmiddellik. Want waar daar honger is na Jesus,
waar daar 'n deurbraak is, want ek moet met hom ontmoet. Ek moet met hom nie oor 'n week ontmoet nie. Ek gaan nie wag vir 'n beter geleentheid nie. Ek gaan nie wag tot die diens meer warm is nie. Ek gaan nie wag tot dit iets wonderbaarliks gebeur of een groot teken gebeur en dan sal ek weet ek moet nou met Jesus. Vandag is die dag wat ek gaan deurbreek. Al moet die skare en die mense vir my sê wat, al moet hulle vir my kwaad wees. Al moet my pa vir my sê ek onterf jou as jy deur daai doopbad gaan. Pappa, dan moet jy dit doen, pappa, maar ek kan nie langer nie. Papi, ek kan nie langer sonder Jesus nie. Ek moet aan hom gehoorsaam word. Ek wil jou sê jy's tradisioneel groot gemaak, my kind, ek het jou gedoop toe jy babietjies en nou wil jy deur 'n doopbad gaan. Ek sê nie vir jou as jy deur daai doopbad vandag gaan ek jou onterf. Pappa, dis reg, pappa. Dis reg, papi. Ek doen nie wat ek doen omdat ek nie respek vir pappa het nie. Ek doen dit omdat ek my Vader ontmoet het wat in die hemel is. En in hom wil ek 'n nuwe mens wees. Pappa, ek het te sien dat ek dit wat ek groot geword het nou wil onteer deur dit wat ek gaan doen nie. Daar staan in sy woord, as ek tot bekering kom, moet ek deur die doopwater gaan. Ek moet die ou mens sterf, ek moet agterbly. Ek moet vir die mense verklaar ek is 'n nuwe mens. Ek is klaar met gister se dinge. Ek het deurgebreek. En ek gaan nooit weer terug nie. Laat dit verander dwaasheid wees. Vir sommige moet dit 'n struikelblok wees. Maar vir die wat geroep is in Jesus, die krag van redding. Plek van ontmoeting. Johannes 3 vers 3. Jesus antwoord vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus, fariseer, kom in die nag, terwyl die son sak, is sy plek van deurbraak. Kom hy waar niemand hom sien nie. Kom hy na Jesus toe. En dan vra hy vir Jesus oor hierdie groot dinge wat die Here praat. En hy vra Here, wat moet ek doen om gered te word? Hy sê voorwaar, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie erf nie. Maar vanmôre vir jou sê, jy kan kerk toe kom vir 120 jaar. Jy kan kerk toe kom, jy kan hom maandag bywoon, jy kan hom dinsdag bywoon, jy kan hom woensdag bywoon, jy kan hom donderdag bywoon. Ek luister gister so, daar 'n kleerlingprediker wat in, ek dink Dalimans of Clemensman se gemeente is, hy sê ek het in die kerk groot geword, ek was daar gewees maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Weet jy wat? Sy verhaal is, maak jy sak hoeveel keer in die kerk was nie, voor jy nie 'n passie vir Jesus binnekant jou vol brand soos 'n vuur nie. En dis jou dryfkrag, jy mag nie 'n oomblik saam te mis nie. Dis jou plek van ontmoeting. Jy kan hier in 'n kerkbank sit, dag vir dag, en jy kan nooit 'n plek van ontmoeting hê nie. Totdat jy met hom ontmoet. Dan wil ek vir jou sê, dan wag jy nie vir Sondag vir die kerk nie. Hy is daagliks saam met jou in jou voertuig. Hy sê jy wat jy kon vergewe het en saam met jou die pad stap. En dan gaan met hierdie volgende gedeelte afsluit. Plek van ontmoeting. Ek is bly om te hoor dat tot hulle ringtones word, geestelike ringtones. Jy nog 'n ding is daai ringtone iets anders te was môre, jy sit in die kerk. Sorry pastoor, ek meneer ons sal later 'n koppie koffie oor hierdie netjie, maar daar is al my geestelike ringtone gewees. Amen. In Johannes, as ons sondes bly, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. En dan die laaste teksgedeelte, Johannes 9 vers 35 tot 38. Ek wil met hierdie verhaal afsluit, maar vir hier moet iets vanoggend raak sien. Wat hierdie skrifgedeelte vooraf gaan, Jesus stap in Jerusalem en daar is 'n blinde man. Wat sonder oë gebore is, nie blind nie. Dis nog een ding of iemand te bid wat oë het. Maar iemand wat nie oë het nie. Dis een ding om te bid vir 'n mamma wat 'n baarmoeder het om sonder te word, maar mamma wat nie 'n baarmoeder het nie.
Dis een ding om vir iemand te bid wat oë het, maar as jy nie oë het nie. En Jesus kom staan by hierdie man wat nie oë het nie. Hy vat klei en hy vorm vir hom oë. En hy sê hy moet hom gaan was en hom gaan toon aan die priesters. En toe hy by die priesters kom en hy sien, verban hom uit die gemeenteheid. Die kerk verban hom, wat niks oë gehad het nie. Wat nou oë ontvang het van Jesus af, omdat hy van Jesus praat. Maar jy sien, daar's een ding wat selfs die blinde man ontbreek. En wie was dit? Hy was blind toe Jesus hom genees, so hy het nog nooit vir Jesus gesien nie. Want Jesus stuur hom weg. Hy sê, was jou oë, en toe omdat hy sy oë was, toe sien hy. En toe is Jesus nie meer daar nie, want Jesus het hom gestuur om sy oë te gewas. So hy het Jesus se stem gehoor, maar hy het nog nooit vir Jesus gesien nie. Baie van ons vanmôre in hierdie plek is blind. En toe hoor ons Jesus se stem, maar ons het hom nog nie gesien nie, ons het hom nog nie beleef nie, ons het hom nog nie ervaar nie. En toe hy by die Fariseërs kom, toe verban hulle hom uit die sinagoge uit, en die volgende verhaal speel af nadat hy verban is. Johannes 9 vers 35 tot 38, Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het. En toe kry hy sê vir hom, glo jy in die Seun van God? En die ander sê, wie is hy? Here, dat ek aan hom kan glo. Jy sien, 'n blinde man, wat Jesus die klei in sy oogkasse gesmeer het, waar gesê het, gewas jou, staan voor hom, en vir die eerste keer sien hy Jesus, maar hy weet nie wie Jesus is, want hy kon hom nie sien die eerste keer nie. En die antwoord, wie is hy? Here, dat ek aan hom kan glo. En Jesus sê hom, jy het hom gesien, en hy, wat met jou spreek is hy, toe sê hy, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Ja. My gebed vanmôre is dat jy nie net van hom sal hoor nie. Dat jy nie net sy wonderwerke sal voel nie. Maar dat jy hom in die Gees sal sien. En wie hoe sien ek en jy vanmôre vir Jesus in die Gees? Ons het 'n liefdesverhouding met hom en ons weet dat ons sy seuns en sy dogters is. Ons sien reeds so hardloop ons in sy arms in wanneer hy op die wolke kom. En ons lewe vir daardie dag om gereed te wees. Want nou glo ons. Nou getuig selfs van ons dat hulle dood was en Jesus gesien het en toe weer teruggekom het en kom lewe het en nou getuig hulle van hom. En ek en jy hoor hulle getuienis. En as jy dink, hoe bevoorreg is hulle om Jesus te kon sien. En dan weer te kom, terug te kom en dit kom getuig. Ek en jy moet vanmôre by hierdie deur uitstap. Matteus sê, dat as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, kan jy berge verskuif. Vanmôre, al wat dit vat om 'n berg in jou lewe te verskuif, om 'n plek van ontmoeting te kan beleef, is om dit te begin wat so klein is soos 'n mosterdsaadjie. En wie jou groot is die geloof van 'n mosterdsaadjie, kan ek dit vir jou beskryf. Here, my gedagtes word deur niemand gesien, dit is so klein, dat dit onsigbaar is vir die persoon langs my. Maar hierdie koring, hierdie mosterdsaadjie geloof, wat hier binnekant my lê, sien dit vanmôre raak. En maak dit kragtig, om in U te kan opstaan, om deur te breek, al maak dit vir niemand anders is nie. Vat hierdie mosterdsaadjie wat in my lê, wat glo dat Jesus Christus die Seun van God is, wat vir my 2000 jaar terug aan die kruis gesterf het. Vat hierdie mosterdsaadjie, Here. Ek het nie veel om vir U te gee nie, ek het 'n klein mosterdsaadjie van geloof. Maar U is die water van die lewe wat 'n mosterdsaadjie 'n boom maak. Kom benat my geloof.
kom maak my geloof groei nie. Want ek struikel dikwels, Here, maar ek hou vas aan een. Want toe hy gestruikel het, was dit omdat hy die kruis in my plek na Golgotha toe gedra het. En daai struikeling op pad Golgotha, het die Here selfs vir jou struikelval die prys betaal. Het jy ooit so dan gedink, hoekom Jesus met sy kruis moes struikel en val? Want hy moes ook selfs vir die wat struikel en val, met sy bloed die prys betaal. En dis hoe hy opgestaan het. En voortgebeur het en vir my en jou die kruis gedra het. Daardie oomblik toe hy struikel en val, toe kom Simon van Sirene, en hy kom tel die kruis op en hy dra, hy help Jesus daar aan sy kruis. Gaan tye kom in jou lewe dat jy gaan val. En dis hoekom die Here dit so beplan het dat daar 'n gemeente moet wees wat ons mekaar kan dra. Dit is almal ver dikwels. Ons almal struikel, maar ons moet mekaar dra. Doordat hy se tyd is. Amen. Kom ons bid saam. Vader, in hierdie môre roep ons siel uit, ons gaan deurbreek. Ja, ons weet dit, ons besluit om U te dien, meer en meer ander dalk gaan ongemaklik laat voel. Sommige gaan dit 'n struikelblok wees, sommige gaan probeer om ons te ontmoedig deur ons te herinner aan ons verlede, maar ons gaan deurbreek, Here, want daar is 'n oomblik wat ons weet, die oomblik is daar die deurbrug maak. Hoe hoor ons daai lieflike woorde, jou sondes vergewe. En dan maak dit nie meer saak vir anders, wat anders sê in wie die wêreld van ons verlede, of van ons menswees, of van wat ook al sê nie. Jesus se woorde het gesê, jy is vergewe. En dis al waarna ons verlang vanmôre. Om te kan huis toe kom in 'n arms wat verlang om ons vas te hou. En dankie Jezus dat U daar die arms is. Wat uitgestrek aan die kruis uit van Golgotha af ons die volle prys betaal het. En ons sê vir U